Goeiemôre, dit is baie lekker om te gesels. Ons gaan sommer maar net informeel gesels. So vir die broeders wat hierdie nou kyk, vir die ouderlinge en die diakens, ons idee is om net 'n gesprek te hê, baie praktiese gesprek te hê oor wat is die rol van 'n ouderling en 'n diaken in ons gemeente in AP Kerk Grootfontein. Bietjie wat is ons verwagting en ook veral vir mense wat nou nie inkom. Daar's so nogal 'n lang tradisie wat ons het en maniere wat ons dinge nou maar oor die jare heen doen. Sommige van dit is uniek aan ons gemeente, ander van dit is uniek aan ons kerkverband, ander van dit is uniek aan die gereformeerde tradisie en ander van dit is gebruike wat al baie ouer is, selfs as die gereformeerdes. Maar ons wil net oor dit gesels baie prakties, sodat as jy 'n amptdraer word, dat jy 'n begrip het vir sekere dinge, dat jy nie onkundig voel oor wat jou rol is nie. So, ek dink ons kan begin by kom ons begin by wat is die verskil tussen die amptdraers, as oom dalk daaroor wil praat. Ja, ek dink dit is belangrik, Pieter, mense het maar wonder ook baie, as hulle nou 'n beroep kry, dan wonder hulle, wat behels dit? En dit maak baie keer dat mense nee sê, bloot die feit dat hulle nie genoeg inligting het nie. So ek dink ons doel is om 'n bietjie inligting te gee, sodat ons 'n meer ingeligte besluit kan neem oor hierdie goed. So ons het die 3 ampte, binne die gereformeerde tradisie, maar wat eintlik skriftuurlik is en daar begrond word. Ek gaan nou nie heel in die begronding ingaan nie, maar ons het die profetiese amp, die priesterlike amp en die koninklike amp. So die profetiese amp in die Ou Testament was nog altyd om die woord van God bekend te maak en dit trek dan deur na die leraar toe. Ja, so dit is predikante. Dis die predikante in die gemeente staan in die profetiese amp. Dan is ons koninklike amp, wat natuurlik heersers is. Die koning se taak in die Ou Testament was om toe te sien dat die volk, om so oor die volk te heers, dat hulle onder die heerskappy van God staan en sy gesag oor hulle erken. En dit is ook die taak van die ouderlinge, is primêr om toesig te hou oor die gemeente, te waak oor die leer, dit wat verkondig word, seker te maak dit is in ooreenstemming met die Bybel, en natuurlik ook die lewenswandel, want die Here Jesus het die skape aan ons sorg toevertrou. Hy sê, pas my skape op, geef hulle iets om te eet, sorg dat hulle beskerm is teen die wrede wolwe daar buitekant. En dan, so ek wil net noem ook dat die ouderling en die predikant amp is dan eintlik al twee 'n ouderlinge amp in 'n sekere sin. Die een is wat ons noem 'n lerende ouderling. Ja. Dit is die predikant, dit is die een wat kom leer wat is die woord van die Here, en dan het jy 'n regerende amp, wat dan die toesighoudende amp is, wat na leer en lewenswandel kyk. En dan die laaste ene is die diakonale amp, die priesterlike amp, wat te doen het met die dienswerk en die barmhartigheidswerk in die gemeente, en ja, die diakens is dan daarvoor verantwoordelik. Ja, so as jy streng net sal kyk na die Nuwe Testament, dan sal eintlik net die 2 ampte, ouderling en diaken, maar uit 'n gedeelte soos 1 Timoteus 5, dink ek, hoor jy die opsiener dan is dubbele eer waardig vir al die wat arbei in woord en leer. En so jy sien 'n onderskeid wat daar getref word tussen 2 soorte ouderlinge, 'n lerende ouderling en 'n regerende ouderling. En so, wanneer ons kom by hoe ons kerke doen, dan het ons die 3 ampte, alhoewel 2 van hulle is eintlik maar 'n ouderling. So jy het ouderling en diakens, maar onder die ouderlinge het jy dan die lerende ouderling, wat 'n predikant is, en 'n regerende ouderling. Dit is belangrik net om te noem dat die regerende ouderlinge ook toesig het oor die lerende ouderlinge. Ja. So dit is nie asof 'n dominee 'n vrypas in 'n gemeente het om te kan sê wat hy wil, om te kan doen wat hy wil nie. Hy staan ook onder die opsig en die tug van die ouderlingraad, wat beteken hulle moet hom verantwoordbaar hou, en waaraan hulle hom verantwoordbaar hou, is natuurlik die skrif en die belydenis. Ja. Goed, so is dit regverdig, dit is hoe ek dit nou al soms verduidelik het, sê maar wat oom dink, dat mense sê, die ouderlinge het 'n sterker fokus op die geestelike bediening, terwyl die diakens 'n sterker fokus op die fisiese, liggaamlike bediening het. Wat dink oom van so 'n beskrywing? Ek dink is 'n goeie onderskeid, ten minste wat die groot sake betref. Ek dink daar is oorvleueling. Mens sal nooit die diaken amp losmaak van 'n geestelike bediening nie. Ek dink hulle formulier sê ook dat hulle
die mense nie moet net bemoedig deur in hulle fisiese behoeftes te voorsien nie, maar ook met woorde uit die Here se woord uit moet bemoedig, met gebed moet ondersteun ensovoorts. So baie keer, jy weet as 'n diaken nou betrokke is by mense, dan is dit so jou verantwoordelikheid is die fisiese versorging van mense. En dit behels natuurlik nou 'n hele klompie goed. Teken nommer 1, jy moet jou mense ken. Jy moet gereeld by hulle uitkom. Jy moet weet wat is hulle behoeftes. As jy ouer lidmate het, wat is hulle behoeftes? Hulle kan dalk nie meer mooi sien nie. Hulle kan nie meer oral reën ry nie. Wat beteken hulle kom nie meer so gereeld in die kerk op hulle eie nie, want hulle is heeltyd afhanklik van iemand anderster. So jou taak is dalk daar organisatories. En jy wil reël dat iemand hulle kom oplaai uit die wijk uit om saam te bring kerk toe. Al is dit so 1 of 2 maal 'n maand ten minste dan net. Maar baie keer kom jy agter, maar hulle grootste behoefte is dat hulle eintlik alleen is. Jy hoef nie altyd by hulle te gaan kuier as diaken nie. Jy kan as jy die tyd het, maar jy kan dalk reël. Daar's iemand wat miskien ook alleen is. Ja, is dalk 2 ouer tannies wat al 2 alleen is en hulle weet nie van mekaar nie en jy kan hulle by mekaar uitbring. Ja, of in 2 verskillende wyke dalk. En 'n mens kan in die diakonie gesels en dan sê kom ons bring hulle bietjie by mekaar. Kom stel hulle net aan mekaar voor. Kom ons reël net 'n bietjie afsprake dat hulle begin saam kuier ensovoorts. So, maar baie keer dan kom 'n mens ook in situasies waar die diaken sê nou maar in 'n situasie waar iemand 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Daar is natuurlik baie diakonale sorg nodig rondom 'n begrafnis en die dood van 'n geliefde ensovoorts. Maar jy kan nie net kos aandra nie. Jy moet ook aan mense geestelik ondersteun. Jy moet ook vir hulle bid. Jy moet vir hulle kan lees uit die Bybel uit ensovoorts. En soms word jou fisiese probleme, wat die barmhartigheidsnood veroorsaak, is 'n gevolg van sonde. En dan moet dit aangespreek word. Dit help nie. Iemand het byvoorbeeld nie geld vir kos nie. En die rede hoekom hy nie geld vir kos het nie, is omdat hy onverantwoordelik met sy inkomste omgaan nie. En al wat ons dan as diakens doen, ons dra kospakkies aan. En ons dink ons doen ons diakonale werk nie. Dan doen ons dit nie regtig nie. Ons is eintlik veronderstel om te begin by wat sê die skrif oor verantwoordelike rentmeesterskap, hoe behoort ek met my geld om te gaan? Ja, nee, ek dink dit is goed. So, jy gaan nie altyd 'n streng onderskeid kan tref nie. Dit gebeur baie kere dat mens hierdie goed gaan saam. Die fisiese behoeftes en die geestelike behoeftes gaan saam, want ons is 'n mens met 'n liggaam en 'n siel. So jy gaan die twee nie kan onderskei van mekaar nie. As dit goed gaan met jou siel, sal baie keer goed gaan met jou liggaam ook en aan die ander kant om. Maar ek dink wat jy in Handelinge 6 sien, en dit is die begronding hiervoor, jy sien die 2 ampte in 'n sin. Jy sien die apostels nou, maar die ouderlinge amp is in 'n sin die voortsetting van die apostelamp. Dit is nie dat ouderlinge apostels is nie, maar dieselfde ding wat die apostels gedoen het, die geestelike bediening van die woord. Dit word gedoen nou deur die ouderlinge. Maar so jy sien die apostels in Handelinge 6 en dan is daar fisiese behoefte in die gemeente en daar is weduwees wat nie genoeg kos het om te eet nie en dan stel hulle die diakens aan, die eerste 7 diakens met die spesifieke doel om die tafels te bedien sodat die apostels kan fokus op die woord en die gebede. So ek dink dit is waar die gedagte vandaan kom. Die ouderlinge, as ons dan gesels net spesifiek oor die ouderlinge. Die ouderlinge se fokus in die gemeente moet wees op die bediening van die woord en die gebede. En altyd van hierdie gaan maar oor jy kan sê die leer en die lewe van die gemeente, daardie twee kante. So kom ons maak dit baie prakties. Wat moet 'n ouderling in ons kerk doen? Wel, in ons kerk dink ek as jou fokus is natuurlik leer en lewe. Ja. So kom ons begin by die erediens. Ek dink jy moet gereeld by die erediens wees. Jy is 'n voorganger in die eerste plek. So dit beteken mense kyk ook op na jou. In 'n sin beteken nie jy is volmaak nie. Beteken ook nie jy dink jy's beter as ander nie. Beteken wel dat daar 'n groot verantwoordelikheid op jou rus om 'n voorganger te wees. Mense soek leiding want ons is nie almal op dieselfde plek van geestelike volwassenheid nie en daarin moet ons mekaar begelei. Ja. So kom gereeld in die erediens. Kan ek net, as ek daar ook net kan sê, so dis eintlik ook goed en ons moet hierdie gewoonte begin leer, dink ek, dat as enige amptenaar, ouderling of 'n diaken, as jy nie, of een van ons, as jy nie die Sondag in die erediens kan wees, moet jy eintlik verskoning maak en jy moet sê, hier is die rede, ek is by 'n troue van my seun of wat ook al. Want eintlik die Sondag is ook 'n vergadering. Voor die tyd is daar die opening van die kerkraad.
En so, dit sal 'n goeie ding wees as 'n mens, wanneer jy nie daar kan wees nie, dan sê hy, betyds, broeders, ek gaan dit nie kan maak nie, en nie soos die rede. Ja, dat 'n mens nie sommer sonder rede wegbly nie, want uiteindelik as ons by vergaderings kom, is dit ook so, ons bly ook nie net weg van vergaderings af nie. Ons is veronderstel om redes te gee hoekom ons nie by 'n vergadering kan wees nie. En eintlik behoort 'n vergadering te besluit is jou rede geldig of nie. Ja. Jy weet, ons dink as ons 'n rede gegee het, dan moet Ja. die vergadering dit maar net aanvaar, maar eintlik werk dit nie so nie. So ja, kom na die erediens toe, want hoe gaan jy toesig hou oor die erediens as jy nie daar is nie? En toesig gaan oor meer as net dit wat die dominee sê. Dit gaan ook oor alles wat gebeur binne die erediens. Hoe mense optree, wat daar gebeur na die tyd, voor die tyd. Die dinge wat besluit word. Ons het ook die gebruik dat ons baie keer in die erediens, of nie in die erediens, maar op 'n Sondag, tydens ons vergaderings in die konsistorie, vinnig sekere besluite moet neem, wat ons dan later wel notuleer. So iets wat ek dink ouderlinge by ons ook moet doen, is om maar gereeld op die WhatsApp groepies wat ons vir die spesifieke ampte het en geskep het, daarop te kyk, daarop te reageer, vinnig te reageer. Nie groot besprekings nie, ons wil dit vermy, en ons sal altyd daardie besluite wat ons daar neem, gaan notuleer wanneer ons dan ons volgende vergadering het. Maar soms is dit nodig om bietjie vinniger te beweeg. So ja, dis die een ding. Kom met die erediens, kom die verantwoordelikheid in die erediens na, luister aandagtig. En om te kan goed luister en te kan waak oor die leer wat verkondig word, beteken ook, jy moet sekere goed ken. Jy moet jou Bybel ken. Nou nie noodwendig soos 'n dominee nie. Dis mos altyd die vergelykingspunt. Ja, maar ek is nie 'n dominee nie. Nee, maar jy's 'n gewone lidmaat. Baie keer weet gewone lidmate meer van die Bybel as wat dominees weet. Maar ken jou Bybel? Ja. En daarmee saam, ken die belydenisskrifte. Weet ten minste genoeg dat as jy iets hoor wat jou prikkel en sê, ek wonder oor hierdie ding, dat ek gou kan gaan naslaan en kan gaan kyk, maar is dit wat die belydenis leer? Moenie altyd aanvallend daaroor wees nie. Partykeer is dit 'n goeie begin om net 'n vraag daaroor te vra, want jy dit dalk verkeerd verstaan, of die dominee, jy moet ook onthou, die dominee sê partykeer iets, ek doen dit baie keer, ek bly nie altyd by my manuskrip nie, en dan raak dit gevaarlik, want in jou manuskrip formuleer jy gewoonlik beter, as wat jy uit die heup uit preek, en dan begin 'n mens goed sê, sonder om mooi daaroor te dink, of dit te deurdink, en dan kom dit soms krom en skeef oor, en dan is die ouderlinge geregverdig om jou partykeer 'n bietjie te kapittel oor dit wat jy gesê het. So, ja, maar ken dit, en wees heeltyd daarmee besig. Moenie dink, jy kan eers 'n ouderling word, as jy die Bybel goed genoeg ken, en die belydenisskrifte goed genoeg ken. Nee, ons almal het dit beskikbaar. So, al wat dit vra is, leef maar net bietjie meer met jou neus in dit. As jy gekies word, en as jy geroepe voel om dit te doen. Maar ek dink, jy moet 'n bietjie uitbrei oor die deel tussen die eredienste, die weeklike arbeid van die ouderling, wat behels dit by ons? Ja, ek sal nou daarby uitkom, net spesifiek oor die preek. So is 'n belangrike ding vir 'n ouderling om toesig te hou oor die woordverkondiging, en ons waardeer dit ook altyd wanneer die ouderlinge terugvoer gee. Jy weet, dit gebeur baie keer mense positiewe terugvoer voor jou sê, en dan die negatiewe terugvoer agter jou. En dis eintlik hartseer, ek weet nie van oom nie, maar ek waardeer dit eintlik altyd meer wanneer daar die negatiewe terugvoer kom, want dan kry ek kans om te groei, ek kry kans om oor te dink, en dit wys vir my ook spesifiek die ouderlinge in die kerk let op, en hulle probeer regtig toets, is dit wat jy sê Bybels. En so dit is, en gewoonlik kan ook uit so 'n gesprek dan juist 'n baie goeie gesprek kom, waarby ons almal kan leer. So, ek dink daai is 'n belangrike ding. Ek stem saam met jou daar, ek dink dit is wat ons die meeste waardeer. Daar's mos nou die ou grappietjie van die ou tannie wat elke Sondag vir die dominee gesê het, hy het so mooi gepreek. En dan het die dominee dit nou maar aanvaar, maar dan wonder hy, hoekom is dit vir die tannie so mooi? En vra hier op 'n stadium van, maar hoekom? Wat was vir tannie so mooi in die preek gewees? Sy sê, ag dominee, die manier hoe jy Jerusalem sê, is so mooi. So jy weet, partykeer is dit maar goed om 'n bietjie aan te dring, en te sê, goed, jy sê dit was 'n goeie preek, wat was vir jou goed? Ek bedoel nie, ek vra nie dit vir jou omdat ek beter oor myself wil voel nie, ek wil hoor watter dele van die preek het jou regtig getref. En dan die kritiek dink ek is baie belangrik, en ons twee is albei baie oop daarvoor. Ek sal baie keer as ons terugry huis toe, ons bly nou 'n bietjie verder as julle van die kerk af, so dan gesels ons maar baie oor die preek, en
En daar's niemand so krities soos jou eie familie oor 'n preek nie. Maar dan sal ek baie keer as ek by die huis kom gou 'n aantekening of 2 gaan maak op daardie preek. Dat as ek hom miskien iewers weer gebruik, ek dalk net 'n bietjie aandag gee aan sekere punte. So mense wil graag groei. Ja. Maar miskien wil jy nog 'n bietjie uitbrei oor die ander aktiwiteite dan? Ja, so in die week, wat is die rol van 'n ouderling? Kom ons praat nog steeds maar oor 'n ouderling. 'n Groot ding gaan wees huisbesoeke. So iets wat ek dink wat ek agterkom met huisbesoeke, soms dan voel dit vir mense, hulle verstaan nie waarom jy dit doen nie. En dit kan soms wees dat die doel en die middel verwar word. So huisbesoeke is nooit die doel nie. Dit is die middel waardeur ons die doel bereik. En ek dink as jy die doel verstaan, so die doel is jy moet die mense ken. En jy kan nie 'n herder wees as jy nie jou skape ken nie. Enigiemand wat met skape werk weet dit. Jy moet daai skapies ken. Hulle moet jou ken, daar moet 'n verhouding wees. Jy moet hulle kan lei. En so die doel is ons moet die mense in die gemeente ken en die manier hoe deur een van die beste maniere om dit deur te doen is deur gereeld met die mense te praat. En so ek dink dit is iets wat ek soms aan beleef vir mense, hulle voel ek is so besig. Ek kom nie daarby uit om 'n huisbesoeke te doen nie. En ek het baie begrip daarvoor. Ek weet daar's die mans in ons gemeente is regtig besig en die amptenaars is besig. Hulle het werk ook, meeste van hulle is nie pensionarisse nie. En ek het baie waardering daarvoor dat hulle wel kans sien steeds om amptenaars in die gemeente te wees. Maar ek dink jy moet op die einde vir jouself afvra, as jy ja gesê het teenoor die Here, jy het gesê jy gaan hierdie amp op jouself neem, jy gaan toesig hou as 'n herder oor die mense in jou wijk, maar dan doen jy nie moeite om hulle te ken nie. Hoe gaan jy toesig hou? Hoe gaan jy weet dat hierdie persoon in jou wijk met 'n sonde sukkel? Dit kan 'n ernstige sonde wees. Dit hoef nie sonde te wees, dit kan dalk iets anders wees. Dit kan depressie wees. Die persoon is dalk baie hartseer omdat hulle onlangs 'n geliefde verloor het. Maar jy gaan niks van dit weet as jy die mense nie ken nie. En as hulle jou nie ken nie, gaan hulle ook nie die vrymoedigheid hê om dit vir jou te kom sê nie. Jy sê dalk, of jy voel dalk, maar hulle moet dit vir my kom sê as daar iets is en tot 'n mate is dit waar. Daar's 'n verantwoordelikheid by hulle ook om dit vir jou te kom sê. Maar jy weet as daar nie 'n vertrouensverhouding is nie, dan kan jy nie van hulle verwag om dit met jou te kom deel nie. So, dit is die doel, dit is waarvoor ons wil skiet, is regtig dat, onthou ons is ook herders in die gemeente, en ons besoek ook, ons doen ook huisbesoek om by die gemeente uit te kom, maar tussen die twee van ons gaan ons maksimum in 'n jaar se tyd 1 keer deur die gemeente kan huisbesoeke doen, terwyl jy as 'n ouderling kan elke 3 maande, of selfs as jy die tyd wil instel, elke maand deur jou wijk besoek, het is maar so 9, 10 of 11 besoekpunte. So jy kan daarby uitkom en die mense is onderstel om jou baie beter te ken as wat hulle vir ons gaan ken en baie meer vertroue in jou as 'n ouderling dan te hê. Ja, want dit is 'n belangrike ding, nee, want die dominee gaan partykeer weg uit 'n gemeente uit, maar 'n gemeente moet aangaan. Ja. En die struktuur is deur Christus self ingestel sodat dit nie afhanklik is van 'n predikant nie. En ek dink dis 'n belangrike ding. Ouderlinge dink ook baie keer, maar ja, hulle is nou half bang vir al die probleme waarmee hulle te doen gaan kry as hulle mense so goed leer ken, want nou moet hulle dit probeer hanteer en hulle is nie opgelei om dit te doen nie. En ek dink dis 'n misverstand. Natuurlik help jy tot op die punt waar jy nie meer verder kan nie en jou wysheid jou 'n bietjie in die steek laat en dan verwys jy, dan bel jy die dominee en sê dominee, hierdie probleem is nou hier, ek het nou so en so probeer, of jy werk van die begin af saam met die dominee en sê ek tel hierdie probleem op, hoe moet ek dit benader, sodat jy eers kyk wat daarvan kan jy self hanteer tot op 'n sekere punt, en dan die dominee betrokke maak ensovoorts. So ek dink dis belangrik, en nog 'n opmerking wat ek net wil maak is, so daai ritme is belangrik vir die huisbesoeke. Ja. Ons sê altyd, die huisbesoeke moet gedoen word voordat die kwartaallikse ouderlingeraadsvergadering of kerkraadsvergaderings plaasvind, of diakonievergaderings plaasvind, want die diakens moet natuurlik met dieselfde ritme deur die gemeente gaan. En dan wag ons gewoonlik tot op die nippertjie, die laaste week voor die vergadering, dan wil ons nou gou vinnig by almal uitkom. En dis eintlik 'n ongesonde praktyk, want 'n mens wil rustiger deur jou wijk kan werk. So is eintlik goeie praktyk om na die nagmaal te begin met huisbesoek, so vinnig as moontlik.
doen 1 of 2 'n week of so, of kuier op 'n Sondag selfs by jou wijkslede, gaan eet by die en gaan eet by daai, en nooi hulle om by jou te kom eet ensovoorts. So dis lekker maniere, en dan moet ons die wijk ook by mekaar betrokke kry, want nie net moet jy die wijk ken nie, maar die wijk moet ook mekaar ken, so dis ook nogal 'n belangrike ding, en 'n mens kan mekaar baie beter leer ken, deur sommer net 'n simpel ding te doen, soos 'n wijk WhatsApp groepie te stig, waar ons bietjie lief en leed met mekaar kan deel. Ja, so net dis 'n praktiese ding. So elke wijk het dan so WhatsApp groepie. Daar's net 'n hele klomp wat daar nog nie mense op is nie. So ons het op die kerk se gemeenskap op WhatsApp het ons nou al van wijk 1 tot wijk 11 WhatsApp groepe gestig. En so dit is juist iets vir jou as 'n amptenaar om te kyk, as jy nou nog nie daarna gekyk het nie, maar gaan kyk watter wijk jy in lê, gaan maak seker al die mense in jou wijk is op daai groep, en gee dan kommunikasie daarop deur. En dit kan iets wees soos as jy 'n artikel dalk gelees het of 'n videoetjie gesien wat vir jou opbouend was, gee dit deur vir die mense en vra vir hulle hoe dit daar gaan. En ek dink dit lei ons eintlik na die volgende punt, en dit is wijksbyeenkomste, en ek dink dit is iets waaroor oom dalk wil gesels. Ja, kyk, dis 'n belangrike ding as 'n mens dink oor wyke. So ons gemeente, ons werk met 'n wijkstelsel, en die rede hoekom ons vir 'n wijkstelsel kies, of miskien moet ek net eers sê wat is 'n wijk? So 'n wijk is min of meer 'n geografiese gebied, en al die lidmate van die kerk wat in daardie geografiese gebied bly, vorm dan saam 'n wijk. So ons gemeente is maar redelik wyd versprei in die ooste kant van die stad. So almal is, jy sal nou sê geografies, maar ons is nou nie noodwendig so naby mekaar. In die ou dae het dit makliker gewerk, toe was gemeentes grootliks in 'n woonbuurt gewees. Ja. En dan het jy sekere strate saam gehad, was 'n wijk ensovoorts. En die mense in die straat het mekaar uiteraard klaar goed geken ensovoorts. So ons uitdaging is 'n bietjie groter, maar die rede hoekom ons vir 'n wijkstelsel kies, en nie byvoorbeeld 'n stelsel waar ons belangegroepe maak nie. So sê nou maar al die ongetroudes is in 'n groepie, en al die weduwees is in 'n groepie, en al die professionele mense in 'n groepie nie, is dan verloor mens iets van die verbond. Die verbond sluit in van die kleinste tot die oudste. En ons kan almal by mekaar leer, ons is op verskillende vlakke van geestelike groei, en ons kan mekaar op verskillende maniere ondersteun. So jy het nie net verskillende geestelike vlakke nie, maar jy het ook verskillende finansiële vermoëns byvoorbeeld ensovoorts. En is alles en gawes wat kan help om te dien binne jou wijk. So die doel met die wijksbyeenkomste is juis om mekaar beter te leer ken op 'n informele manier. Ja. So ons wil eintlik dit baie sterk aanmoedig dat ten minste eenmal 'n jaar, maar dit moet eintlik meer kere gebeur. Ja. Dit moet spontaan gebeur. Dit moet vir jou lekker raak om dit te doen. Moet die kerkraadslede van die wijk 'n wijksbyeenkoms reël. Die dominee hoef nie altyd by te wees nie. Dis lekker as ons kan by wees. Ons leer ken ook die mense Ja, nooi ons. Dis baie lekker. Nooi ons asseblief. Maar as ons nou nie noodwendig kan nie, moenie die wijksbyeenkoms afstel net omdat ek of dominee Pieter nie daar kan wees nie. Kom by mekaar, en al is julle hierdie ronde net 3 of 4, en volgende keer is julle weer 10 of 11, hou aan daarmee, want dis die ritme daarvan wat dit uiteindelik laat werk. Dit kan verskillende vorme aanneem, maar dit is gewoonlik baie lekker rondom my ete, en op 'n Sondag werk dit baie goed, want 'n mens kan sommer kort na kerk mekaar iewers te kry, of sommer selfs by die kerk te doen. Daar's al wyke gewees wat dit by die kerk gedoen het, hulle het sommer 'n braaier of 2 saamgebring, of jy kan ander kos opbring, jy hoef nie altyd te braai nie, maar die idee is maar net kuier 'n bietjie saam met mekaar, en hier by 1 uur se kant kan jy klaar wees, selfs 2 uur, en dan het jy nog die middag oop as jy 'n bietjie wil gaan rus, maar die voordeel is ons leer ken mekaar, want ons sit om 'n tafel met mekaar en kuier, ons vind uit, wie is jy, wat doen jy, wat pla jou, waaroor is jy bekommerd, sodat ek in jou lewe betrokke kan wees. En dis 'n baie belangrike ding wat ek wil beklemtoon. Betrokkenheid in 'n gemeente is in ons koppe baie keer, ek moet tee skink, ek moet op die kerkraad dien, ek moet help om die gras te sny by die kerk, ek moet met die jeug werk. Natuurlik is dit ook betrokkenheid, maar ten diepste is betrokkenheid by die kerk, betrokkenheid in mekaar se lewens. Ja, so ek wil dit graag beklemtoon. So ons is nie die baas van die kerk nie, ek en Dominee Skalk, ons is nie die ons kan ook daaroor gesels vinnig, maar ons glo nie dat
die ampte bo mekaar is en die dominees is bo die ouderlinge en die ouderlinge is bo die diakens en die diakens is bo die gemeentelede en heel bo is die koster en bo hom is die dominee se vrou. Ons almal ken mos daai hiërargie. Dis net 'n grappie. Ons glo dit nie. Maar wat ek wil sê is, dis nie vir ons om te sê wel so gereeld moet die wijksbyeenkomste wees nie. Ons het nie tans 'n kerkraadsbesluit oor wijksbyeenkomste, ten minste nie wat ek van weet nie. Is ek verkeerd? Nee, dis maar net dit word aangemoedig. Dit word baie sterk aangemoedig en ek sal dit nogal daarvan hou. Ek dink dit sal goed wees as ons as kerkraad op 'n stadium kan bespreek en kan sê, kom ons kom een keer 'n jaar, moet jy 'n wijksbyeenkomste hou. Ek dink so iets sal uitstekend wees. Die wijksbyeenkomste wat ek nou al bygewoon het, was baie lekker. Mense kuier gewoonlik 'n hond uit 'n bos uit. So en dit hoef nie te moeilik te wees of te ingewikkeld te wees nie. Die maklikste is maar reël dit op 'n Sondag en jy kan dit by die kerk doen as jy dit nie by jou huis wil doen nie. Maar ek dink jy gaan sien, jy gaan die mense leer ken op 'n ander manier as wat jy hulle noodwendig by. Kyk, is ook 'n lekker manier om natuurlik nuwe mense laat inskakel in die gemeente en betrokke te maak. So doen veral moeite om nuwe lidmate te nooi om te kom saam kuier. Ek dink dit is iets wat ek graag wil beklemtoon, want ja, dan voel jy daar 'n deel ensovoorts. So die wijksbyeenkomste is die voordeel van 'n wijk is as 'n gemeente bietjie groter raak. En ons gemeente is nie groot nie, maar dit is nou al so dat nie almal ken noodwendig almal nie. En die voordeel van 'n wijk is dit gee vir jou nog steeds 'n sin van gemeenskap en saamwees en van doelgerigtheid, want jy kan doelgerig by mense betrokke wees sonder dat jy noodwendig by almal in die gemeente betrokke is. Een ou kan nie almal in die gemeente help nie. Ja. Maar binne jou wijk kan jy help. So eintlik het ons kerkies binne die kerk. Gemeentetjies binne die gemeente. Elke wijk is eintlik 'n gemeente in kiemvorm, want en jy kan nog kleiner gaan en sê die wijk het 'n gesin. Dis eintlik die elementairste bousteen van die wijk en dan kom die wijk en dan kom die gemeente. Maar as ons 10 gesinne by mekaar betrokke kan wees en mekaar regtig ondersteun, dan sê ons die kerk ondersteun. Ja, en ek dink so op 'n baie praktiese vlak, gemeentelede het al met my gesels en sê hulle, ons weet nie wie om te nomineer in die kerk nie, of ons weet nie wie om te kies as daar nou amptdraers gekies word in die kerk nie, want ons ken nie die mense nie. Maar dan as ek na daai gemeentelede kyk, is hulle juist die wat nie na wijksbyeenkomste toe sal kom nie. So dit is die begin, as jy mense wil leer ken in die kerk, en as jy sê jy ken niemand in die kerk wat geskik is, dan is dit dalk juist tyd vir 'n bietjie introspeksie, dalk moet jy meer deelneem aan die kerk se aktiwiteite en meer met mense gesels op 'n Sondag na kerk, dat jy die mense leer ken. Maar een van die maniere hoe jy mense juist gaan leer ken is deur te begin by jou eie wijk, want dit is die mense naaste aan jou. Dis die mense wat jy waarskynlik die meeste gemeenskap mee sal kan beleef. Ja, net 'n kantopmerking. As jy dan niemand ken in die kerk wat jy dink geskik is nie, is dit altyd goed om te vra, is ek geskik? Want jy kan jouself ook nomineer. Is nie voorbarig nie. As jy voel die Here het vir jou die gawes gegee om te doen, kan jy jouself nomineer. Jy gaan nie vir jouself stem in die sin van jy is nie verantwoordelik om te sorg dat jy daar kom nie. Die gemeente moet nog steeds, die Gees werk nog steeds deur die gemeente wat kies. So maar ek stem saam, leer ken die gemeente. Dit is eintlik die punt wat jy wil maak, maar ek wil maar net die geleentheid gebruik om te sê, kom bied jouself aan. Ja, so 1 Timoteus 3 sê dit, as iemand na opsienersamp, 1 Timoteus 3 vers 1, as iemand na opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. So dit is iets waarna jy mag verlang, as jy dink jy is 'n man, jy is geskik. Albei van ons is, ek weet nie van oom se lewe dit persoonlik gebeur het nie, maar ten minste in my lewe, voordat ek 'n leraar of 'n predikant geword het, was dit iets waarna ek verlang het. Ek het gaan aanmeld, ek het gesê ek wil hierdie studeer en ek het gevra dat ek gelegitimeer word. So in daardie sin is dit ook nie verkeerd vir 'n amptdraer in die gemeente vir 'n ouderling of diaken om te kom en te sê ek dink ek is hiervoor geskik en ek gaan myself nomineer nie. Jy gaan nie jouself kan verkies nie, net soos ons nie onsself kon beroep nie. Maar so ja, ek dink as ons dan aanbeweeg, so ons het nou gesels oor eredienste. So as 'n ouderling het jy verantwoordelik by die erediens, as 'n ouderling het jy verantwoordelikheid by huisbesoeke en as 'n ouderling het jy verantwoordelikheid by wijksbyeenkomste. Ek sien nog een, oom kan sê of oom van my verskil of daar nog 2 of 3 is, maar die 4 wat ek sien is vergaderings. So verduidelik daar wat is die ouderling se verantwoordelikheid by vergaderings. Ja, ek sal dit bysit. So ons het eenmal 'n kwartaal het ons 'n vergadering
En wat ons tipies by so 'n vergadering bespreek, die ouderlinge bespreek dit wat in hulle wyke aangaan. Hoe gaan dit geestelik met elkeen? Ons fokus nie net op dit wat in die wyke gebeur nie, maar ook die geestelike behoeftes van die gemeente. Moet ons iemand kry om oor 'n onderwerp te kom praat? Moet ons die dominees vra om oor 'n spesifieke tema te preek? Watse probleme tel ons op in die gemeente wat moet aandag kry ensovoorts? Help my met hierdie saak in my wijk, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Dis die tipiese Wat is die dinge. wesenlike, as ons net daaroor kan gesels, skies ek val dominee nou in die rede, maar kom ons gesels, wat is die wesenlike van 'n ouderlingeraadsvergadering? Ons het nou reeds daarin geraak. Kyk, ek dink die wesenlike van die ouderlingeraadsvergadering is dat dit moet fokus op sake wat op hulle terrein is. So wat val op die ouderlinge se terrein? Sake wat te doen het met leer en met lewenswandel. So lewenswandel bedoel ons die praktyk van Christen wees. Enige iets wat daarmee te doen het word op ouderlingeraadsvergadering bespreek. So daarom val byvoorbeeld jeugwerk onder die ouderlingeraad. Ja. Daarom val iets soos praatjies en aanbiedings en kursusse en sulke en Bybelstudie word by die ouderlingeraad bespreek. En dan natuurlik nou ook die wyke ensovoorts. Maar vir daai vergadering moet jy voorberei. So jy kry 'n saaklys voor die tyd. Daar's ook sekere kommissies wat deur die vergadering aangewys word en jy gaan op een van daardie kommissies dien. Die taak van 'n kommissie is om eintlik die werk van die vergadering makliker te maak. So sê nou maar ons wil 'n bietjie nadink oor wat sê die Bybel oor die ampte. Want ons is onseker sê nou maar oor wat behels die ampte, wie mag almal in die ampte dien? Mag vrouens byvoorbeeld in die ampt dien of nie? Dan sê ons goed, ons gaan nie alles op 'n ouderlingeraadsvergadering weer getrap kry nie. Kom ons verwys dit na die kommissie wat daarvoor verantwoordelik is. En op hulle vergaderingkie vooraf bespreek hulle dit, hulle bestudeer die skrif, hulle bestudeer die belydenisskrifte en hulle kom maak dan 'n aanbeveling aan die vergadering en sê ons dink dit behoort ons standpunt te wees. En dan bespreek ons daardie aanbeveling van hulle. So dis tipies maar hoe ons met al die kommissies ook werk, nie net op die ouderlingraad nie, daar's ook kommissies wat aan die kerkraad verslag doen, maar jy moet voorbereid wees. Ja. En jy moet ook gereed wees om verslag te doen oor jou amptswerk binne jou wijk. So elke ouderling moet nadat hy huisbesoek gedoen het of sy mense ten minste gekontak het, moet hy op 'n vorm, 'n amptelike vorm wat ons dan nou het, moet hy oor elkeen van hulle verslag doen. Dit moet ingedien word by die voorsitter van die ouderlingraad. En as daar dan sake is wat daarop uitstaan, dan sal ons dit bespreek. Ons bespreek nie elke individuele geval nie, net daar waar daar uitdagings is. Ja. So as ek ook daar by dit kan aansluit, veral by ouderlingeraadsvergaderings, die wese van die ouderlingeraadsvergadering is om te praat oor die werk van die ouderlinge en dit is daardie toesig oor leer en lewe. So ons vra soms, jy weet, hoekom doen die kerk nie meer aksies nie? Aksies is belangrik, maar ons moet weer nie die doel met die middel verwar nie. Wanneer is die ouderlinge suksesvol in die werk wat hulle doen? Is wanneer ons by 'n ouderlingeraadsvergadering kan wees en ons ken die mense en ons kan gesels oor hoe gaan dit met hulle leer en lewe. En dit is die belangrike ding daar. Dan aksies kan bykom en dit kan daardie doel ondersteun. Maar wanneer ons by ouderlingeraadsvergadering kom, dan moet ons gesels oor die mense waaroor God ons aangestel het en hoe gaan dit met die bediening van daardie mense se behoeftes. En so we het gepraat oor die kommissies is 'n belangrike ding. Miskien moet ons net ook noem dat die diakonievergadering volg baie dieselfde patroon, nie? So diakens moet ook weet, hulle het ook eenmal 'n kwartale vergadering. Hulle doen nie verslag aan die ouderlinge nie. Ja. Hulle doen ook nie verslag aan die kerkraad nie. Hulle is 'n selfstandige vergadering want hulle het hulle terrein waaroor hulle verantwoordelikheid moet neem en so hulle sal ook die wyke bespreek. Maar hulle sal op ander sake fokus as wat die ouderlinge fokus. Soos ons nou reeds genoem het, leer en lewe by die ouderlinge, meer praktiese goed by die diakens. Ons het byvoorbeeld nou 'n geval gehad van tannie Adrie in die gemeente wat nou aan 'n blyplekkie gesoek het. En dit was iets waarop die diakonie baie mooi hanteer het en ons het lank begin soek en begin vra wat kan ons en hulle dit bespreek by hulle en hulle het uiteindelik almal ingespring om te kom help en te reël dat sy kon skuif na 'n nuwe woonplekkie toe en selfs die uitdagings wat sy daar gehad het kon hanteer met 'n kraan wat nie werk nie of krag wat nie reg is nie of wat ook al die uitdagings was. So hulle sal sulke sake van barmhartigheid bespreek en eintlik sal hulle veral ook 'n projek soos ons Jerigo projek wat ook baie barmhartigheidsgerig is,
sal ook iets wees wat dalk op hulle agenda wees. Ja, so ek dink wat as ons net baie prakties nog praat, so voor die vergaderings, julle sal sien die ouderling, diaken en kerkraadsvergaderings is almal baie naby aan mekaar. En dan voor dit is daar 'n datum op die kalender aangedui elke keer waar die kommissieverslae moet in. Dit is baie belangrik. Nie net kommissieverslae nie, alle verslae. So jou verslae as jy ouderling of 'n diaken is en daardie vergadering het die ooreenkoms dat jy 'n verslag moet indien voor die vergadering, soos by die ouderlinge. Dan op daardie datum, ek dink is die Vrydag voor die vergaderings elke keer. Dan moet daardie verslae in. Ons het ook leraarsverslae wat ook moet in op daardie datum. En dit is belangrik want dit maak dan dat ons die sakelys betyds kan hê om die goed ordentlik deur te gaan, dat ons al die verslae kan lees. So, daar is 'n belangrike ding. Begin betyds met jou besoeke. As jy op 'n kommissie dien, maak seker daardie kommissie het betydse vergadering sodat die verslag gegee kan word betyds. Miskien 'n stukkie goeie raad is ook in die kerkorde is daar ordereëls vir vergaderings. Net ter wille van hoe om op te tree binne 'n vergadering, wat om te verwag binne 'n vergadering, wat. Ons gaan nie dit nou alles hier bespreek nie, maar ek sal dit tog aanbeveel vir nuwe kerkraadslede. Gaan lees dit 'n bietjie deur, dis net so 2 of 3 bladsye. Sal jou goed op hoogte bring van wat om te verwag en hoe om op te tree in 'n vergadering. Ja, wat vir my belangrik is as jy nie by 'n vergadering kan wees nie, dit geld vir elke Sondag, enige kerkraadslid, as jy nie by 'n vergadering kan wees nie, maak verskoning. So sê ek kan nie daar wees nie en hier is die rede, gee dit deur. Wat nog verder belangrik is goed soos dat daar 'n voorsitter is wat die leiding in die vergadering neem. Voorsitter is nie die baas nie. Voorsitter neem die leiding in die vergadering en dan is daar gewoonlik ook 'n skriba wat notiele hou. Maar die res van die goed, gaan lees dit gerus deur of vra as jy vrae het. Ek dink ek wil nog gesels oor die diaken goed om te sê of daar nog iets is by die ouderlinge. Nee, ons kan maar aangaan. Goed, so die diakens is nou al reeds 'n klomp goed van dit genoem. Wat ek net mee wil begin is hoe belangrik dit is dat die diakens moet besef hulle is nie minderwaardig as die ouderlinge nie en hulle is nie onder die ouderlinge nie en ook nie onder die kerkraad nie. So ons het in die verlede gehad dat die diakens hulle hele notules sou stuur vir die kerkraad om van kennis te neem. Dit is glad nie nodig nie, is eintlik dit moet nie so wees nie. Want net soos wat die ouderlinge sommige vertroulike sake gaan hanteer, gaan die diakens sommige vertroulike sake hanteer en God het julle daaroor aangestel, nie vir ons nie. Miskien net ietsie 'n opmerking hier oor die vertroulikheid. Ja. Dit is regtig so dat 'n mens op die diakonie en op die ouderlingraadvergadering baie keer sensitiewe inligting hanteer. Ja. En daarom is die vergaderings vertroulike vergaderings nie in die sin dat ons iets het om weg te steek nie, maar dat ons graag mense wil beskerm. So Prof Frans wat nou byvoorbeeld vir my hieroor klas gegee het altyd gesê jy praat nie eers met jou vrou hieroor nie. En dit is nie omdat 'n mens nie jou vrou vertrou nie. Maar 'n mens weet partykeer in 'n oomblik van swakheid dan glip dinge uit en dan klink dit vir mense, "Joe, ek is nou 'n besprekingspunt oralster in die gemeente." Terwyl dit nie die bedoeling is nie. So as jy op hierdie vergaderings dien, onthou asseblief hierdie goed is vertroulik. Daar's natuurlik goed wat regtig nou nie vertroulik is in die sin dat jy dit nou met niemand mag deel nie, maar veral persoonlike goed. Ja. Is vertroulike dinge wat ons wil dit nie sommer net op straat daarmee rondloop die hele tyd nie. Ja, natuurlik. So probeer jy dis wat Christus vir ons leer doen aan ander mense soos jy wil hê hulle aan jou moet doen. So as jy iemand bespreek, vra jouself af, as dit ek was wat bespreek was, sou ek wou gehad het, hoe sou ek wou gehad het met die mense met my persoonlike inligting omgaan. Goed, so die diakens, ek wil net daai onderstreep dat die feit dat hulle is nie minderwaardig nie. So wat soms sal gebeur in ons kerke is dat jonger manne gewoonlik eers vir diakens genomineer word en dan as hulle bietjie ouer is, sal hulle genomineer word as ouderlinge. Dit is nie verkeerd nie, ek is nie teen dit nie. Ek verstaan ook die punt agter dit. Die aard van 'n ouderling se amptswerk is gewoonlik van so 'n aard dat bietjie meer grysheid en wysheid is daar baie gepas, nie dat diakens onwys moet wees nie, maar dit is gewoonlik so dat 'n man eers gereed is om 'n diaken te wees, dan later sal hy dalk gereed wees om 'n ouderling te wees. Maar as ons net daarop dalk kan uitbrei op die feit dat die twee nie, daar's nie een wat belangriker is of minder belangrik is nie. Kyk, ons het nou begin om te sê ons het die ampt van gelowige. En jy staan in die ampt van gelowige omdat jy 'n Christen is. Jy is aan Christus verbind, so die ampte wat in hom is in jou. So jy, elke individuele gelowige is profeet, priester en koning.
Maar dan binne die kerk, die sigbare kerk, differensieer Christus dan en hy gee vir elkeen van hierdie 3 ampte wat in die gelowige verenig is, gee hy 'n terrein waarvoor hulle verantwoordelik is. En dit lê op dieselfde vlak. So, daar is nie 'n hiërargie nie. Dit is nie so skool dat jy eers die 1 graad moet deurkom om by die volgende graad uit te kom nie. Elkeen het sy spesifieke terrein en hy is selfstandig. So ons praat van die kerkraad, die ouderlingraad en die diakonie as selfstandige kerkvergaderings. Hulle het niemand se toestemming nodig om sekere besluite te neem nie. As die diakonie besluit, hulle help, dan help hulle. Hulle hoef niemand anders in die kerk te ken daaroor nie. Want hulle is deur God aangewys, deur die gemeente, om verantwoordelikheid vir daardie terrein te neem. En 'n mens moet ook oppas. Jy weet, ons is geneig om maar baie hiërargies te dink oor hierdie dinge, maar daar's nou so 'n voorbeeld in ons gemeente, sonder om nou name te noem, maar in een van my vorige gemeentes was daar ook 'n oomie gewees. Hy was al amper 70. Dan kies hulle hom as ouderling en dan aanvaar hy nie. Hy aanvaar net as hy gekies word as 'n diaken. Hoekom? Want hy het homself geroepe gevoel as 'n diaken. Hy het in homself die gawes gesien om 'n diaken te wees. Hy het geweet die Here gebruik hom daar. Dit was sy bedieningsterrein gewees. Hy was sy lewe lank net 'n diaken. En dit kan so wees. Party ouens is dalk net ouderlinge, hulle is dalk nooit diakens nie, maar dit is nie hiërargies nie. Ja, nee, dis belangrik. So, ek dink soos is eintlik baie mooi en ek dink dit is dalk as jy 'n man is wat hierna luister, dalk is jy 'n ouer man en jy word aanhoudend genomineer as 'n ouderling, maar jy sien net nie kans nie want dit is vir jou baie moeilik om met mense te gesels oor daardie tipe geestelike sake soos leer en lewe sake. Dalk is dit net jy voel nie jy's baie ingelig oor al hierdie leerstellige kwessies nie of dalk is net vir jou, dit is vir jou ongemaklike ding en jy weet, jy is seker van jou eie geloof en jy kan leiding in jou gesin mooi neem en hulle almal lei in hulle godsdiens, maar dit is iets wat jy wil nie graag met ander gemeentelede werk en daardie soort pastorale werk doen nie, dis heeltemal reg. Christus roep nie almal tot daardie werk nie. Maar jy dink dit sal vir jou byvoorbeeld baie lekker wees om te werk aan om betrokke te wees by die Jericho projek of om te help met mense in ons gemeente. Daar is mense in ons gemeente wat fisiese behoeftes het, 'n ramp wat gebou moet word by van die bejaarde mense se huis. Sulke tipe dinge en jy wil graag betrokke wees by dit. Dan kom praat, sê jy wil eerder 'n diaken wees en iemand sal jou nomineer en dan as dit die Here sou wil is, kan jy in daardie amp baie goed dien. So, kom ons gesels net oor diakenbesoeke. Moet diakens besoeke doen of nie? Ja, ek dink dit is baie belangrik. In 'n sekere sin dink ek diakens moet meer gereeld besoeke doen as wat ouderlinge doen. Want 'n mens leer ken mense op een manier natuurlik deur hulle by die kerk te sien en met hulle te gesels en hulle sê vir jou dit gaan goed en so aan. Maar jy leer mense eintlik baie intiem ken wanneer jy in hulle ruimte inkom. Simpel voorbeeld. Ek sê altyd as jy getroud is as 'n diaken, vat jou vrou saam. Dis goeie praktyk om jou vrou saam te vat want 'n vrou kyk anderster. 'n Vrou sê vir jou, hoor het jy gesien hoe kort is die kinders se broeke? Ek wonder wanneer laas het hulle nuwe klere gekry. Miskien is hier 'n probleem wat die mense nie vir ons sê nie en ons kan dalk help. Of sy gaan maak saam koffie of tee en hulle staan in die kombuis en gesels die vrouens en sy sien wat is in die yskas en sy sê vir jou na die tyd, hoorie, daar's amper niks in die yskas nie, daar was so 'n bietjie melk in die yskas en ons nou die laaste melk opgedrink en hier's nie kos in hierdie huis nie. Ons moet dalk net hoor, is hier nie 'n ander probleem nie. Ja. Jy weet, en dit vind jy net uit as jy by mense besoek doen. Mense gaan ook net teenoor jou oopmaak oor daardie probleme van hulle, as hulle jou goed genoeg ken en jou vertrou en weet jy het hulle beste belang op die hart. En dit kom net met 'n vertrouensverhouding wat ons maar kweek deur regtig by mekaar betrokke te wees. Ja, en ek dink ook wat jy soms gaan kry, veral as 'n diaken, en dit gaan vir jou wys waar die behoeftes lê. Dus mense is soms skaam. En so sê hulle jy gaan dalk agterkom hier soos iemand wat hulle wil nie hê jy moet daar uitkom nie. Dalk sê hulle ons sal eerder by die kerk wil sien. Dalk kanselleer hulle net heeltyd die afspraak. En jy moet nou maar ook wysheid daar gebruik, so dalk moet jy nou maar eers sê goed, kom ek sien jou 'n paar keer by die kerk.
In Delmas is daar so 'n geval gewees waar ek die mense die eerste keer by die kerk gesien, want hulle het nie kans gesien om my te sien by die huis nie. Maar daarna was ek by hulle huis gewees en so het gaan baie keer vir die diakonale behoeftes wys, ook in die manier hoe mense, so moenie net altyd tevrede wees, iemand sê ek sal nie altyd by die kerk sien, soms moet jy maar sê, maar wag, ek wil graag by jou kom draai, en as hulle sê, ag, maar die plek lyk nie baie netjies nie, sê dis reg, my huis is ook nie netjies nie, ek sal graag daar kom draai, so, en soms 'n bietjie onverwags ook by mense opdag. Ja. Nie omdat jy mense onkant wil vang nie, maar partykeer is ons op ons eerlikste wanneer ons nie verwag die dominee of die diaken of die ouderling kom nou by ons huis besoek doen nie. Dan kry ek jou in jou kortbroek en jou plakkies. En dalk partykeer sonder 'n hemp. Nee, maar dit maak nie saak nie, want dis hoe ons almal is. En dit moet ook nie iets wees wat ons hoor voorgee nie. Ons is almal mense met menslike behoeftes. Ja, en ek sou ook sê wat die diaken se besoeke aanbetref, die beste is as jy kan besoek doen saam met die ouderling. As ouderling en diaken, ek sê vir ouderlinge ook, as julle twee so saam kan gaan huisbesoek doen. Soms gaan dit nodig wees dat daar 'n vertroulike kwessie is wat die mense nie hulle het hierdie dalk net met jou gedeel as 'n ouderling of 'n diaken en jy is bewus daarvan dat die omstandighede so is dat jy eerder alleen dan met hulle moet gaan besoek, dit is dan reg so. Maar dit is 'n baie goeie ding wanneer dit nie so 'n opset is van vertroulikheid as die ouderling en die diakens dan saam kan gaan besoek. Maar dan sien jy ook twee ek dink daar's 'n voorbeeld ook in die Bybel wat mense sien van Christus wat sy apostels altyd in groepe van 2 uitgestuur het. En so daar is ook 'n soort broederlikheid wat jy so kan saamwerk. So as 'n diaken, ek sal vir jou sê, kyk wie is die ouderling in daai wijk en reël met hulle dat jy saam met hulle gaan. As daar geen ouderling is nie, dan gaan jy alleen of jy vra vir een van die ander diakens en jy sê kom ons doen ons 2 wyke saam. Ek sal saam met jou gaan besoek, jy besoek saam met my. Jy vra vir my of jy vra vir Dominee Skalk, ons kan saam met jou gaan. Of gaan alleen. Dit is ook reg as jy met niemand anders kan reël nie, maar ek dink wat ek nogal baie beleef by diakens, ek praat nie van ons gemeente spesifiek nie, maar wat ek baie keer beleef by diakens in ons gereformeerde tradisie, is hulle voel minder waardig en hulle voel hulle werk is minder belangrik. En ek wil dit regtig onderstreep. Jou werk as 'n diaken is net so belangrik en net so wesenlik soos die werk van 'n ouderling. En ek sou sê, ons moenie verskonings uitdink nie, regtig broeders, ons moet ons werk doen. As jy 'n amptenaar is, jy moet die mense ken. As 'n diaken, jy moet die mense se omstandighede ken. Jy moet weet hoe dit met hulle gaan. En om dit te doen, moet jy in die mense se huis uitkom. So dis waarom ek met oom saamstem. As jy vra watter een van die twee se huisbesoeke is meer belangrik, dan gaan dit die diakens wees. Want as 'n ouderling kan jy nog oor iemand se leer en lewe toesig hou deur hulle elke keer by die kerk te sien. Jy kan genoeg van 'n verhouding met hulle opbou deur daar te kuier met hulle by die kerk. Of met hulle te gaan koffie drink of hulle te ken op te gaan gesels in die parkie. Maar as 'n diaken gaan jy nie weet van die mense se armoede, hulle broodbehoefte. Jy gaan nie weet van die barmhartigheidswerk wat daar gedoen moet word as jy nie in die mense se huis kom. Dis waarom dit so wesenlik is. So wat die res van die goed aanbetref, ek dink dit is baie soortgelyk aan die ouderlinge. Oom kan maar sê as daar nog iets is oor enige van die twee ampte. Nee, ek dink ons het dit redelik deurgetrap. Dit is baie dieselfde. Die diakens is ook op die kommissies. Hulle doen ook op verskillende kommissies. Hulle word ook ingedeel. Miskien net dit noem dat by die kerkraad waar die ouderlinge en die diakens nou saam is, daar bespreek ons meer net administratiewe sake. So ons bespreek die finansies en die eiendomme basies. Dit is die groot goed en miskien kontraktuele verbintenisse met 'n koste en so aan. Dis die tipe goed wat ons by die kerkraadsvergadering tipies bespreek. Ja, so om alles op te som en baie prakties te maak, wat is jou verantwoordelikhede as 'n amptenaar? Nommer 1, eredienste. Woon die eredienste gereeld by. As ouderling hou jy toesig oor die woordbediening in die erediens. As diaken 'n praktiese saak, daar word die offergawes opgeneem deur die diakens, dis deel van jou verantwoordelikheid. Nagmaal word ook bedien deur die diakens, ja, baie dankie. So dit is rondom die erediens, baie prakties. As jy nie by erediens kan wees nie, maak asseblief verskoning. Nommer 2, huisbesoeke.
Wat die ouderlinge daaraan betref en die diakens ten minste 1 keer in 3 maande voor elke vergadering. En as jy nie daar kan doen nie, dan moet jy verduidelik waarom kon jy nie by die mense uitkom nie, dat daarvan kennis geneem word. So neem dit ernstig op. Wijksbyeenkomste, probeer om 'n wijksbyeenkomste ten minste 1 keer 'n jaar te reël. Dit is baie goed en werk maar saam as ouderling en diaken daar. En dan vergaderings. 1 keer 'n kwartaal woon daai vergadering by. Ouderlinge is by ouderlinge en kerkraad, diakens is by diakens en kerkraad. En as jy ook nie so 'n vergadering kan bywoon nie, maak verskoning, neem deel in die kommissies en maak seker dat ons daar die verslae betyds indien. Enigiets anders. Ek wil miskien net eindig met dit en sê, om 'n mens se verantwoordelikheid na te kom ten opsigte van jou roeping, is 'n teken van volwassenheid. Ons almal weet hoe dit is as jy 'n kind is, dan hoef jy nie vir baie goed verantwoordelikheid te neem. Jou ouers neem vir soveel dinge in jou lewe verantwoordelikheid en jy aanvaar maar net, daar is kos in die huis, ek gaan vanaand iets eet, ek gaan klere hê om aan te trek ensovoorts. En as ek siek is, gaan hulle my dokter toe vat. Dis nie jou verantwoordelikheid nie, dis hulle verantwoordelikheid. Totdat jy trou en kinders het. Dan kom jy agter, goed, nou het ek ook verantwoordelikhede. As ek in die aand in die bed lê en my baba skree van die honger of omdat die doek vuil is, dan kan ek op een van 2 maniere reageer. Ek kan sê, ek voel net nie nou lus om op te staan nie. En ek dink is skyn heilig om nou op te staan en die baba te versorg as ek nie wil die baba versorg nie. Dis 'n teken van onvolwassenheid. Teken van volwassenheid is, ja, ek wil nie nou opstaan nie. Dis nie vir my lekker om op te staan nie, maar ek gaan opstaan. Want ek is lief vir hierdie kind is aan my gegee, hierdie kind is aan my versorging toevertrou. En daarom doen ek dit. En daarmee sê ek nie dat amptswerk altyd 'n swaar las is nie. Daar's ook groot vreugde daarin. Maar dit het ook sy uitdagings. Ja. Maar kom ons wees volwasse, want ons word geroep om die Here te dien en nie soos kindertjies in die geloof te wees nie.